Goeiedag. Ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie hoe dinge om jou is en hoe dinge lyk nie, wat in jou gemoed aangaan nie. Ek hoop dat jy waar jy is veilig is en dat jy dalk as jy in jou bed sit, lekker koppie koffie het, jy dalk iemand langs jou het wat jy lief het, op jou skoot, jou Bybel het en dat ons saam kan kuier. Soos wat ek julle versoek het en soos wat ek julle genooi het in die video as jy dit gesien het. Met vandag se boodskap op pad na die kruis toe. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U ons innig liefhet, dat U met ons elkeen 'n pad stap. Wil U vanoggend, vandag, hierdie boodskap kom seën. Dit gebruik om ons elkeen aan te raak op unieke maniere. Dankie dat U liefde vir ons so duidelik word in die bladsye van U Bybel. Mag U woord regtig vanoggend vir ons, die lamp vir ons voete en die lig vir ons pad wees. Here, U is die woord. U is die waarheid. Kom praat met ons, kom kuier saam met ons. Ons bid dit in U naam. Alleen. Amen. Right. As jy ooit die voorreg het of gehad het om in Israel te gaan, sal jy weet dat daar 'n roete is wat Jesus gestap het op pad na die kruis toe. Hierdie roete se naam is die Via Dolorosa en hy het 14 stoppunte, bekend as stasies. Plekke waar Jesus of geval het of Simon van Sirene het sy kruis gevat of wat ook al. Goed wat gebeur het op pad kruis toe. Nou ons gaan vanoggend 'n ander journey stap na die kruis toe en dit is die gebeure wat gebeur het in Jesus se lewe. Soos wat hy al meer vir sy disippels laat weet, het luister hierdie dag, hierdie datum, daai naweek, Paasnaweek lê voor. Hulle het nie verstaan nie, hulle het dit nie geweet nie. En vandag gaan ons so 'n bietjie op Johannes 13 tot en met Johannes 17 se pad stap na die kruis toe. En ek wil jou nooi om dit saam met my te doen. So as jy jou Bybel by jou het, ek is reeds daar oop by Johannes 13. Blaai asseblief so intoe, dan chat ons daaroor. Johannes 13 vers 1. En so by the way, ek gaan nie al die hoofstukke deurlees nie, net so hier en daar. Anders gaan ons heeldag besig wees. Johannes 13 vers 1. Voor die viering van die Paasmaal het Jesus reeds geweet dat sy tyd aangebreek het om van hierdie wêreld af na die Vader toe te gaan. En dan hoor jy hierdie woorde. Jesus was lief vir sy eie mense wat in die wêreld gewoon het. Hy het hulle end uit lief gehad. Jesus weet die kruis lê voor. Hy weet hy gaan weg van hierdie mense vir wie hy lief geword het, saam met wie hy gewoon en gewandel het vir die laaste 3 jaar. Sy male uit die aard van die saak, die ander mense wat saam met van sy geboorte af by was meer, maar sy volgelinge direk in hierdie konteks vir 3 jaar. Jesus het vir hulle lief geword. Nou sit hy saam met sy naastes, die 12 disippels en 'n paar ander, en hulle sit en hulle gaan aansit vir aandete en hulle gaan gesels. Maar Jesus het hierdie diep besef in sy hart dat die kruis is naby, dat sy oomblikke word min. En hy spandeer hierdie laaste dae en ure om sy disippels te leer, die mense te leer en gereed te maak. Jesus kom by hierdie eerste stasie wat ons oor gaan gesels en hy praat oor die dinge wat voor lê. En terwyl hy dit doen, trek hy sy bokkleed uit, kry 'n skottel water en hy buig af om hulle voete te was. Hy het die aard van die saak kom Petrus en hy sê, nee, asseblief nie, en Jesus sê, maar is nodig, sodat ek jou kan skoon was. En dan sê Petrus, maar Here, dan moet nie net my voete was nie, moet sommer alles was. Dan buig Jesus af, hy's nie te belangrik nie, nie te groot nie, nie te grand, om hulle voete te was. Een vir een was hy hulle voete. Nou jy moet vir jouself indink hoe daai voete gelyk en gestink het. Hulle het nie, hoeveel keer lees jy in die Bybel waar hulle gebad het of in 'n hotel oorgebly het of wat ook al. Hierdie manne was vol stof en vuil en lank se loop en baie se sweet. Jesus was daai voete, een vir een. En dan aan die einde in Johannes 13, vers 13, dan sê hy, net so voor vers 13, einde van vers 12, sê hy, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester, met ander woorde, julle kyk op na my, julle noem my Here, Kyrios.
God self. En ek is dit. Maar as ek dan, wat julle Here, julle Kyrios is, en julle leermeester, julle voete was, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir jou 'n voorbeeld gestel, en soos ek dit vir jou gedoen het, moet jy dit ook doen. Nou ek wil vir jou vra, het jy al ooit in jou lewe iemand se voete gewas? Nie omdat hulle in 'n ongeluk was, of dis jou ma, en sy's baie sieklik, en jy help en jy ondersteun nie, maar ek bedoel, spur of the moment, by die werk, jy's die baas, die mense sit om jou, board meeting, een of ander saak, en dan sê jy vir die ouens, luister boys, ek gaan nou eers julle hande was. Kom, manne, vroue, hande was, voete was, hier gaan ons, ek gaan dit vir jou doen. En dan trek jy jou baadjie uit, of jy weet, jy kry 'n handdoek, jy kry 'n skottel en jy begin hulle voete was. Jy het dit al gedoen. Pa, maat, jy het dit al vir jou kinders gedoen. Kinders, het julle al dit vir julle ouers gedoen. Sien, in hierdie wêreld dink ons is verhewe bo dit. Maar nie Jesus nie. Jesus buig af. Jesus gee om. Jesus het lief. Jesus is nie te grand nie. Nie te grand om aan jou vuil voete en jou ingroei toenails en die stink van jou dae lank se sweet. Hy gee nie om nie. Hy buig af. Hy was jou voete. En dan vra hy dat ons dit ook moet doen. Ek het al die voorreg gehad om dit meer as een keer te doen en dit ook te ontvang. En ek wil vir jou sê, dit verander mense lewe. Dit maak jou nederig, of jy die wasdeel doen en of jy die ontvangdeel doen. Nederig word jy nederig. Besef hoe klein jy is in hierdie wêreld. Die tweede stasie wat Jesus ons na toe vat, is in Johannes 13 vers 18 tot 30. Waar Jesus vir Judas sê, of begin sê, maar iemand gaan hom verraai. En almal ontken dit natuurlik, en bla bla bla, en dan, maar Judas weet wat besig is om in sy hart te kook, en te besig te wees, en dan sê Jesus hierdie ding van die ou wat 'n stukkie brood en saam met my in die skottel gaan druk, dit is hy wat my gaan verraai. En dan, hierdie woorde aan die einde van daai stuk, vers 30, Johannes 13 vers 30, staan daar hierdie woorde, net nadat Judas die stukkie brood aanvaar het hy vertrek. Met ander woorde, om hierdie planne te gaan maak, om Jesus te gaan verraai. Om te gaan konkel met die priesters by die tempel. Maar die vers, Johannes 13 vers 30, eindig met hierdie woorde in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy het vertrek. Dit was nag. Nou, die vertaling kon gesê, dit was aand, wat dit eintlik probeer sê. Maar ek hou van die feit dat hulle gesê, dit was nag. Met ander woorde, dit was donker. Donker in Judas se gemoed. Dit was nag, want iets leliks was aan die konkel en aan die kom en aan die gebeur. Maar sien, ek en jy gaan en dan veroordeel ons vir Judas. Maar ek en jy is Judas. Ek en jy verraai vir Jesus. Hoeveel keer wat ons in hierdie wêreld leef, nie net asof God nie bestaan nie, maar as wat ons optree direk as God se vyand. Goed doen wat ons besef en weet nie God se goedkeuring wegdra. Sy naam beswaarder, sy naam vuil smeer met ons optrede, waar ons duidelik in ons optrede wys, in ons woorde wys, dat ons nie kinders is van God nie. Dis om Jesus te verraai. Dis om hom daai soen te gee wat Judas vir hom gegee het in Getsemane, voor hy in hegtenis geneem is. Ek en jy verraai Jesus, en partykeer doen ons dit vir baie minder as 30 stukke silwer. Partykeer doen jy dit vir 'n bier en 'n stuk vleis by 'n braai. Partykeer doen jy nie eers 'n bier of 'n stuk vleis nodig nie. Jy voel sommer net oorweldig deur die mense om jou en die omstandighede om jou, en dan voel jy maar om in te wees of om in te pas of om buite of om nie uitgestoot te word uit 'n groep nie of wat ook al, dan verraai jy vir Jesus. Of die spietkop sê trek jou af, wil vir jou kaartjies skryf en dan draai jy daai lisensie toe in 'n buffeltjie. Dalk selfs 'n tier. En of jy gee 'n koeldrank aan. Dis om Jesus te verraai. Dis die prys van jou siel. En ek en jy doen dit. Soms doelbewus en soms onwetend. Dan stap Jesus verder op hierdie pad kruis toe. En dis nie erg genoeg dat Judas hom gaan verraai nie. Jesus kom voorspel dat Petrus hom gaan verraai.
Hy sê, maar julle moet mekaar lief hê. Johannes 13:34. Ek gee julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien dat julle my disippels het. Jesus kom en hy sê, maar julle liefde vir mekaar gaan wys. En dan sê hy, maar julle dink julle het my lief en julle is grand, en Petrus sê, Here, ek het U lief, ek sal oral gaan. En dan sê Jesus, voor die haan môreoggend kraai, gaan jy my 3 keer verloon, gaan jy 3 keer ontken dat jy my ken. En dan los Jesus dit daar. Stasietjie verby. Volgende stasie, kom Jesus in Johannes 14, en hy kom sê, maar hy gaan weg. En dan vra hulle, waarheen gaan hy? En dan sê Jesus, maar julle is supposed to be in pad te ken. Dan sê hulle, maar ons weet nie, wat is die adres? Geef my die GPS-koördinate. Dan kom Jesus en dan sê hy, daar's nie GPS-koördinate nie, daar's net ek. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Jesus kom en hy wys vir hulle, maar hy is die een deur wie hulle God kan ken as Vader. Hy is die een wat gaan sterf om daai verhouding tussen ons en God moontlik te maak. En hy kom en hy sê in Johannes 14:12, ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal werke doen wat ek doen. So Jesus kom en hy sê, ons gaan so naby kom aan God, dat ons amper Jesus self gaan wees in ons doen en ons late. Maar ons moet besef dat Jesus is die enigste weg. Dis wat ek en jy moet besef. En dan kom Jesus en hy sê, maar ek besef jy gaan weg, en ek gaan jou nie alleen los nie, ek los my Heilige Gees vir jou, ek gaan hom stuur, ek gaan hom terugstuur, en hy gaan jou raad gee, en hy gaan jou bystaan, en hy gaan daar wees, en ek sal nie alleen wees nie, ek en jy. Want die disippels het so gevoel, Here, maar nou abandon nie ons. Waar gaan U heen? Hoekom los U ons alleen? Ons is nie alleen nie. God se Gees is in ons, by ons, om ons, beskikbaar, teenwoordig. Jesus kom in Johannes 14 vers 25, dan sê hy, ek sê nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, en julle herinner aan wat ek gesê het. Ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle. Ons almal ken die beeld van die Heilige Gees, die duif, die olyftakkie, of hoe sing, is dit Johanita wat sing, sien jy nou my wit vlaggie? Jesus kom en hy sê, hy gee vir ons vrede. Maar nie vrede soos vyandskap tipe vrede nie, vrede innerlik, daai kalmte wat ons nodig het. Daai kalmte wat ek en jy nodig het wanneer ons alleen voel, wanneer dit voel of God nie daar is nie. Wanneer voel of God ons alleen gelos het, dan kom hy en hy sê, maar voel my gees in jou, hoor my stem in jou. Laat dit jou vrede ervaar, te midde van oorloë en brandstofprysverhogings en wie weet wat als. Jy is nie alleen nie, ek die Here is by jou. En dan kom hy en dan sê hy, maar terwyl ek by jou is God die Vader, Johannes 15, God die Vader is 'n boer met 'n snoeisker. Jesus is die wynstok, ek en jy is die lote wat groei uit hierdie hoofwynstok uit. En deur ons hele lewe kom God die Vader uit liefde en hy sny al die dooie stukke uit my en jou lewe uit. En hy vorm ons en hy maak ons en hy snoei ons sodat ons die mooiste, lekkerste druiwe kan dra, die grootste, beste vrug kan dra. En die grootste vrug daarvan is liefde. En dan kom Jesus in Johannes 15 en sê hy, dit het ek vir julle gesê sodat julle blydskap mag ervaar en daai blydskap volkome mag wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê. Niemand het groter liefde as dat hy sy lewe opoffer ter wille van sy vriende nie. Julle is my vriende. Julle is nie slawe nie. Julle is my vriende. Jesus kom en hy sê, ware liefde is hierdie vrug wat jy moet dra en ek is die eerste een wat vir jou gaan wys hoe dit lyk. Ek gaan my lewe vir jou gee. Ek noem jou nie 'n slaaf nie, ek noem jou nie 'n volgeling nie, ek noem jou nie 'n afhanklike nie, ek noem jou my vriend. Maar sien, die probleem is met al hierdie woorde, God die Vader is die boer. Die woord vriend, dis gelaaide terme. Ek en jy is al soveel keer in die steek gelaat deur 'n aardse vader. Ek is 'n aardse vader en ek het al my kinders in die steek gelaat. Vriende, daai woord, hoeveel keer het mense wat hulle self vriende noem, jou misbruik, jou in die rug gesteek, jou alleen gelos, in jou moeilikste, donkerste ure.
Nou kom Jesus en hy sê, maar ek sal vir jou wys wat is ware vreugde. Ek gaan vir jou ware liefde wys. Daai liefde is 'n volmaakte hemelse Vader wat jou liefhet, wat vir jou sorg, treetjie vir treetjie, soos 'n goeie boer. Elke wynstok se lootjies ken en snoei vir die beste oes. Dis wat Jesus kom doen. Dis wat hy my en jou aan kom herinner. En dan by die 7de stasie, wat nogal 'n lang stuk is wat Jesus kom lees, vir ons kom voorhou, kom praat hy oor die teenstand wat ons as Christene in die wêreld gaan beleef. God die Vader is daar ver, voel dit vir ons. Jesus was aan die kruis, hy vaar op, hy los ons die Heilige Gees. Nou leef ek en jy in hierdie wêreld en dis teenstand en is twak en is hare en is pyn en is seker en is siekte en is tekort en dis worries en stres en dan kom die Here en hy sê, maar jy gaan in hierdie wêreld teenstand ervaar. Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, weet dat dit my eerste gehaat het voor julle. As jy uit die wêreld ontstaan het, sou die wêreld jou as eiendom lief gehad het, maar jy het nie uit die wêreld ontstaan nie, jy het uit my uit ontstaan, sê Jesus. Ek het jou uitgehaal uit die wêreld uit en nou haat die wêreld jou daarvoor, want jy lyk nie meer soos die wêreld nie, jy maak nie meer soos die wêreld nie, en die wêreld sê ek gaan jou nie like daarvoor nie. Ek sien dat jy anders is, ek sien dat jy God in jou het en dat jy God lief het en dat jy anders leef, op 'n hoër standaard leef, dat jy liefde leef, dat jy omgee leef, dat jy voet was leef. En die wêreld sê ons werk nie so nie. Hier sit elkeen vir homself in die varke vir die res en as jy so wil wees, dan gooi ons jou saam met die varke uit. En dan kom Jesus en hy sê, so jy gaan swaar kry beleef, jy gaan teenstand beleef, maar ek het dit voor jou beleef. En dan in Johannes 16 vers 33 kom gee Jesus een van die mooiste, eerlikste beloftes in die Bybel. Onderstreep dit asseblief, skryf dit neer in die kamers van jou hart, brand dit in jou brein. Elke keer wanneer jy dokter toe gaan, of wanneer jou telefoon lui en jy slegte nuus kry, as brand dit in jou gedagtes in, hierdie stuk waarheid, realiteit wat Jesus vir ons kom gee. Johannes 16 vers 33, ek sê vir jou hierdie dinge sodat jy in my rus en vrede kan kry. Stop daar. Waar's rus en vrede? Nie in nuus nie, nie in CNN nie by BBC nie by SAK nuus nie, nie in die beeld nie in die rapport nie in die huisgenoot nie, nie op Facebook of Instagram nie. Jou hoop, jou rus is nie in daai dinge nie. Jou hoop, jou rus, jou vrede vind jy in God, want daai vrede is 'n vrede wat groter is as die realiteite van die wêreld. En Jesus sê, ek sê hierdie goed vir jou sodat jy by my rus en vrede kan kry. En wat is die goed wat hy sê? Dan sê hy dit, in hierdie wêreld sal jy swaar kry beleef. Hoeveel duideliker wil jy dit hê as dit? In hierdie wêreld sal jy swaar kry beleef. God se kinders word nie swaar kry gespaar nie. Hulle het net God wat dit saam met hulle dra. En daarom sê Jesus, maar skep moed, ek het die wêreld oorwin. Soos ek in my dagstukkie in hierdie week gesê het, vir die Christen is lyding, hartseer, teenstand. Dis tydelik, dis aardse goed. Maar ons blydskap, ons vreugde, ons vrede, dis ewig en dis hemels. Dis wat vir ons wag. En dan kom 'n beautiful hoofstuk. Jesus op sy knieë, besig om te bid vir my en vir jou. Johannes 17 vers 9. Ek tree vir hulle in, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die mense wat U aan my gegee het, omdat hulle U sin is. God kom sê, ek bid vir jou, kind van God, volgeling van Jesus. Vers 15 sê hy vir die Vader, ek vra nie dat U hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat U hulle van die kwaad moet bewaar. Vers 17, laat hulle aan U toegewy wees, deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Wie is die woord en die waarheid? Wie Jesus gesê is hy in Johannes 16 vers 4, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die waarheid. Jesus is die woord. Johannes 1. En dan vers 20, bid Jesus hierdie woorde vir my en vir jou. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my sal glo. Jy en ek
Het Jesus voorgebid, want ons het tot geloof gekom deur ander wat ons van Jesus vertel het. En hy kom bid vir die wat deur my en jou getuienis en lewe God gaan leer ken. En hy sê dat hulle die boodskap nog in my sal glo. Ek bid dat hulle almal een mag wees in 'n hegte verhouding met die Vader en met mekaar. Vers 22. Ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het vir hulle gegee. Ek het hulle lief soos U my lief het. Amazing woorde. Maar ek wil vir jou iets vra in hierdie, en dis eintlik wat ek wil doen. Ek wil jou op hierdie stasies gevat het en al hierdie nice highlights gewys het, maar ek wil vir jou vra in hierdie verse, het jy eers gesien dat Jesus homself jammer kry? Dat Jesus, ek gaan gekruisig word, ek gaan geslaan word, ek gaan gegeesel word, dit is skrikkelik. Ons sou dit gedoen het. Jy doen dit voor 'n groot operasie, jy doen dit voor 'n groot eksamen, jy doen dit vir 'n werksonderhoud, jy doen dit as jou baas jou ingeroep het en jy weet jy droog gemaak, jy doen dit as jou vrou jou bel en jy weet nie waaroor sy ongelukkig is nie, jy doen dit as jou kinders ongelukkig is en jy kom by die huis en jy besef, maar verstaan jy, almal van ons kry onsself so maklik jammer, ons maak so maklik berge van molshope. Ons gaan haal so maklik die bobbejaan agter die berg. Jesus weet nie, hy weet nie daar's 'n bobbejaan agter die berg nie. Hy weet daar's 'n kruis op die berg met sy naam op, met 'n afspraak. En in plaas daarvan dat Jesus kom en hy sê, ek so bang, dit sê hy vir sy Vader in die tuin van Getsemane op sy knieë 1-tot-1. Dit doen hy, ja. Maar wat sê hy vir sy disippels? Wat is sy fokus op hierdie pad na die kruis toe? Dis jy, dis ek. Ons moet voete was, ons moet liefde wys, ons moet weet, ons gaan teenstand hê, maar God is by ons. Ek en jy is soos Petrus en soos Judas, wat Jesus verraai en Jesus verloon. En wat doen God? Hy gee ons nog 'n kans, hy waarsku vir Judas, hy waarsku vir Petrus. Judas luister nie vir die waarskuwing nie, Petrus luister ook nie vir die waarskuwing nie, die haan kraai, maar Petrus bely dit, hy huil voor die Here, en die Here gebruik hom weer. In elkeen van hierdie verse, veral in hoofstuk 17, kom die Here en hy sê, ek bid vir jou, ek het jou lief. Sy fokus op pad kruis toe is nie die kruis nie, is nie die pyn nie, is nie die hartseer nie, is nie die verwyder wees van God nie, dis ek en jy. En dis al wat jy vandag moet hoor. Dis jou enigste aha oomblik vandag. God wat vir jou kom sê, ek het jou lief. Jy is nie alleen nie. Ek het my seun na hierdie wêreld toe gestuur om vir jou te wys wat liefde is in woorde, in dade en op pad en aan die kruis. En selfs in sy donkerste dae en donkerste ure het hy nie rondgehardloop soos 'n afkop hoender nie. Hy het oor en oor bly getuig en leer wat liefde is en wys hoe liefde lyk en dat die fokus van daai liefde is ek en jy. En dis al wat jy vandag moet hoor. Waar jy in jou bed sit, koffietjie drink, dalk 'n beskuitjie eet, waar jy omring is met mense wat jy gedrop het en wat dalk jou gedrop het. Want ons is mense en ons is feilbaar. Wil die Here vir jou kom sê, ek sê jou nie drop nie, ek sê jou nie alleen los nie. Die swaar kry wat jy nou beleef, die pryse op die brandstofpompe, wat dit met kos gaan doen, wat dit aan rentekoerse gaan doen. Ons het COVID oorleef, ons sal hierdie ook oorleef. Jesus kom en hy sê vir jou, ek het jou lief. Die wêreld voel soos 'n kruis, ek het 'n groter kruis gedra. Die wêreld het swaar kry, die wêreld het hopeloosheid. Ek is jou hoop, ek is jou rus, ek is jou vrede. Mag ek en jy in daai waarhede onsself verdrink en nie in ons eie hopeloosheid en wanhoop en vrees vir die realiteite daar buite nie. My en jou realiteit is God en God is groter as die realiteite van die wêreld wat stikkend is. Dankie Here. Dankie Jesus. Amen. Here God, dankie dat U ons liefhet, dat U ons vashou, dat U vir ons sorg. Here Jesus, dankie dat U op pad kruis toe voete gewas het en gevra het ons moet voete was. Dankie dat U
vir ons, die Judasse en die Petrusse gesê het, luister, jy kan my verraai en jy kan my verloon en ek sal jou vergewe. Here, hoeveel keer het ons ons nie al gewaarsku in ons lewe teen sonde nie, partykeer luister ons en ander kere doen ons nie, maar Here, U bly ons vergewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die stukkie reality check in U woord oor hierdie wêreld en dat ons nie in die wêreld of van die wêreld is nie, ons is van U gebore, ons is U kinders, ons is nuut gemaak, ons lyk nie meer soos die wêreld nie en daarom hanteer die wêreld ons soos hulle Jesus hanteer het. Stoot weg, verstaan nie. Hanteer sleg, maak seer, verwerp. Daai goed gaan ons beleef in hierdie wêreld, ons gaan swaar kry beleef, maar hierdie wêreld oorwin. Hierdie goed is tydelik daarvoor. Sê ons U dankie. Dankie Here Jesus dat U vir ons gebid het. Dat U ons op die hart gedra het, dat U ons fokus was op pad kruis toe en nie U eie pyn of seer kry of vrese nie. Dankie Here Jesus vir U liefde, dankie God vir U seun. Ontvang ons tiendes en ons offergawes aan die einde van nog 'n maand. Ons gee dit vir U met blydskap en in afhanklikheid. En bovenal uit dank, Here Jesus, vir U liefde vir ons. Amen. Die volgende keer wat ons mekaar in lewende lywe sien, is die 2 April met ons Paasnagmaal, donderdag aand, 6:30. Ek wil jou nooi, bring almal saam wat jy ken. Dis 'n hoogtepunt in ons jaar, elke jaar. Ons beplan iets moois, iets goeds, iets met impak. Iets wat 'n belewenis gaan wees. Ja, ons gaan die diens ook opneem. Ja, ons gaan 'n video beskikbaar stel, maar die video gaan dit nie justice doen nie. Jy gaan nie dieselfde belewenis en ervaring hê nie. Asseblief, kom na ons Paasnagmaal toe. En dan, dit is die donderdag aand van Paasfees en Vrydag is natuurlik Paasvrydag. En dan Paassondag is bekend as Opstandingssondag, het ons 'n doopfees die 5de April. Ons het al klaar 'n klomp mense wat gedoop gaan word. Jy is welkom om vir my te laat weet of jy gedoop wil word. Ons gaan hierdie hele diens doen by die swembad van die Laerskool Sanien. 6:00 die oggend, ons gaan 'n diens doen rondom die sonsopkoms, want dis wat die kerk deur die eeue gedoen het op Opstandingssondag, om Jesus se oorwinning van die dood te vier, en dan gaan 'n klomp mense aan die einde van daai diens gedoop word, om te sê maar hulle staan op saam met Christus tot in 'n nuwe lewe, en hulle gaan dit celebrate in die nuwe lewe in Christus, en jy's welkom om dit saam te doen. Ja, dit gaan dalk 'n bietjie kouerig wees in die water, maar oud en jonk nooi ek, as jy 'n nuwe lewe het in Christus, as hy jou verlosser is, en jy wil dit vir die wêreld kom uitskreeu, kom en word gedoop. Ek nooi jou. OK, dis dan dit. Mag die Here jou seën, mag die Here jou beskerm, mag jy tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag hy jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen.